Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig saam met Prof Theo Venter. Daar's weer baie om oor te gesels. Die G20 wat binnekort afskop. Baie welkom by ons, Prof. Ja, dit is so. Kom ons begin by die G20. Dan hanteer ons die G20 en Donald Trump so in een afdelingkie. Donald Trump het verlede week reeds aangedui, nie net kom hy nie na die G20 toe nie, maar hy verbied enige Amerikaanse amptenaar om te kom. So hy verdof eintlik die glans van die G20. En kort op sy hake het ons geweet dat Xi Jinping, die leier in China, gaan ook nie kom nie. Want beide Trump en Xi Jinping is baie sensitief oor na watter platforms hulle toe gaan. Want hulle moet so half op dieselfde vlak gedoen word. Die een sal nie sonder die ander een beweeg nie. Hulle hou mekaar dop. So die twee groot wêreldleiers kom nie. Toe natuurlik kom Putin ook nie, want as hy uit Rusland uitbeweeg, dan kan hy in hegtenis. Hy sou nou nooit gekom het eintlik. Ja, hy sou eintlik nooit gekom het nie. En nou het die leier van Mexico, mevrou Sheinbaum, het ook nou gesê sy kom nie, en ons verwag dat die Italiaanse premier ook gaan wegbly, en ons weet nou ook dat die Argentynse leier, Milei, ook nie kom nie. En die vraag is, wat gaan nou hier aan? Hier is leiers wat hulle self baie nou assosieer met Trump, of dan in kompetisie is met Trump, en dit verdof die glans, soos ek sê, van die G20. Die G20 is veronderstel om oor 'n wye reeks sake basiese beginselstandpunte in te neem. Ons gaan dit doen, ons gaan dat doen, en so meer, ons teken die dokument, ons hou 'n groot partytjie, en dan in 2026 moet Amerika dit weer aanbied. En daar is altyd 'n formele oorhandiging. En hierdie goed gaan nou alles, die hele glans daarvan, gaan nou weg wees. Maar ek dink Suid-Afrika baat nog steeds deur die G20 aan te bied. Die hotelle in Johannesburg, die skoonmaak van Johannesburg, ek dink die Johannesburgers self is bly daaroor dat die paaie reggemaak is, en die potholes. So op die volgende reënbui gaan dit nie al die potholes weer op. Ongelukkig is dit die groot vraag. Maar nee, die G20 begin volgende week, en ons sal in die volgende gesprekke op 1 of 2 punte wys daaroor. Maar is duidelik dat die Amerikaners nie lus is vir hierdie storie nie. En Donald Trump, weet Prof, hoekom hulle eintlik, dit is eintlik wat ek wil kyk, hoekom bly daar leiers weg? Hoekom kom Trump nie? Hy is al 'n geruime tyd baie skepties oor die G20. Is dit ons of is dit die G20? Nee, dis die G20. Maar ons het vir hom 'n slaansak gegee. As ons nou mooi gaan kyk objektief na wat AfriForum en Solidariteit gedoen het, en hulle self erken dat sekere goed soos byvoorbeeld 'n wit volksmoord bestaan nie. Maar Donald Trump het daardie bewering wat in Amerika ontstaan het, met albei hande aangegryp, en hulle kry hom nie daarvan af nie. Hy het hom nou gaan fikseer oor 'n bepaalde kwessie, en van hier af aan nog vlugtelinge, Afrikaanse vlugtelinge, Afrikaner vlugtelinge wat soontoe gaan. Ja, en toe vanoggend ons is oopmaak, toe is daar 100 Palestynse vlugtelinge op Ouer Tambo. En niemand weet hoe op aarde het hulle in 'n vliegtuig gekom na Suid-Afrika toe, en hulle wil nou hier asiel hê. Hier is snaakse goed aan die gebeur. So Donald Trump hou nie van die G20 nie. Hy fokus meer op die G7. Miskien moet ek dan net kortliks noem, want van die luisteraars mag dalk belangstel. Die G20 ontstaan eintlik van die G7, die groot 7, kom ons noem die westers geïndustrialiseerde lande, wat mekaar ontmoet na 1 of 2 wêreldkrisisse. Daar was die groot ekonomiese ineenstorting in wat in Asië gebeur het, en daarna die groot krisis van 2008, 2009. En die Wêreldbank het eintlik die mense bymekaar gekry. So ons vat die G7, ons brei hom uit, en ons sorg dat elke kontinent verteenwoordig is. En toe sukkel hulle met Afrika. Toe weet hulle nie wie moet hulle kies nie. Egipte, Nigerië of Suid-Afrika, want daai 3 ekonomieë wissel hulle self af in terme van wie's nou die grootste ekonomie. Ek vertrou natuurlik glad nie die statistiek van Nigerië nie, maar Nigerië het olie en dis meer, dis ons of Egipte en dis meer. Hulle kies ons toe.
Ons sit toe nog op daai stadium in die prentjie waar Mandela ons op die wêreld teruggeplaas het. So ons het al hierdie voordele. Dis hoe ons in die G20 beland. So Donald Trump is heeltemal reg. As hy sê ons is nie die 20ste grootste ekonomie nie, ons is hier tussen 30 en 40. Ja, en ons hoort eintlik nie in daai geleeder in. Ons hoort nie daar nie, maar net ons ekonomiese. Maar vir simboliese redes is ons daar. En dis hoe ons nou hierdie ding aanbied. En Donald Trump hou nie daarvan nie. Hy fokus eerder op die G7 en ek verwag dat die Amerikaners wat nou volgende die G20 gaan aanbied, dit op 'n kleiner skaal gaan doen. Hulle gaan minder mense uitnooi. En jy moet onthou dat die Amerikaners of die G20 se stelsel werk so, daar is nie 'n bureaukrasie in die G20 soos wat BRICS het nie. BRICS het 'n sentrale, kom ons noem dit 'n kantoor wat dinge reël. Die G20 het niks so iets nie. 'n Land kry die opdrag, jy bied die G20 aan en jy betaal dan vir alles. Ja. So hierdie ding kos ons baie geld en ek dink ons is teleurgesteld dat 'n paar lande nie gaan kom nie. En ons het natuurlik hierdie stryd oor wie sit watter banier waarop en wie kan dit afhaal en wie kan dit nie afhaal nie. So dit word ook daar's rasseklassifisering ook. En wat's daai? Ek het gesien in die koerante dat ook uitgekom. Wat het daar gebeur? AfriForum en Solidariteit het gesê terwyl almal nou met die mooi reggemaakte paaie gaan ry, gaan hulle baniere opsit om te sê Suid-Afrika is die land met die meeste rassewette. Wat 'n feit is. Ja. Ons het baie daarvan. En hulle het so, die Amerikaners sê in your face. Hulle trek hierdie baniere agter vliegtuie, hulle sit dit op die hoofweg. Die stadsraad van Johannesburg veg daarteen, hulle haal dit af. Solidariteit sit dit terug. En dit lyk vir my die 18de November is hulle in die hof om nou te bepaal, kan hulle of kan hulle nie, het hulle die toestemming of nie. Maar mense moet dit verwag. Ons het gesien, so 'n paar jaar gelede toe globalisering so negatief was daar verskeie lande, waar daar vergaderings plaasvind van hierdie internasionale aard, groot betogings, en mense moes, dit vra eintlik vir mense wat issues het, om dit te berde te bring, want jy het 'n gehoor, soos jy nooit weer gaan kry nie. So mense moet dit verwag, en dit moet bestuur word, en dit bring my direk by die groot issue in Suid-Afrika, die polisie moet dit bestuur. En ons polisie sit nou in 2 plekke. Hulle moet verantwoording gee oor swak bestuur in die parlement vir die ad hoc kommissie, en na die Madlanga kommissie is 'n regskommissie wat deur die president aangestel is, en daar vind 'n soortgelyke reeks verhore plaas oor hoe swak die topbestuur van die polisie tans vaar. En elke week kom dan nou nuwe stories na vore. En ek dink die belangrikste van hierdie week was die NPA, Shamila Batohi, is vir 2 dae lank deur die parlement absoluut deur 'n vuurdoop gesit. Oor hoekom werk die howe nie? Hoekom doen hulle nie hulle werk nie? Hoekom is daar nie vervolging van kriminele nie? Wil die staatsprokureurs en die staatsadvokate en die aanklaers nie hulle werk doen nie? En sy het regtig baie hard probeer verduidelik dat hulle bes probeer, maar hulle moes eintlik die hele nasionale vervolgingsgesag opbou na die Zuma jare, want tydens die Zuma jare, wat ons nou weet, die NPA, daar was swak, meneer Abrams onthou ons nog. En almal in groot posisies is aangestel, maar strategies aangestel. Ja, maar daar's 'n baie belangrike ding wat ons moet onthou. Die topposisies is aangestel, maar daar's ook mense wat lojaal was aan die Zuma era, is in middelvlak posisies aangestel. En as jy nou die nuwe hoof aanwys, dan verwag jy nou 'n nuwe besem moet skoonvee. Maar hierdie middelvlak kan jy nie dadelik uithaal nie. Ja, jy kan hulle nie uithaal nie. Hulle het permanente aanstellings in die staatsdiens. En dit is wat sy probeer verduidelik het. Een van hulle is nou eersdaags in die howe, meneer Chauki. Hy is die hoof aanklaer in Gauteng gewees, en iemand wat 'n bewese rekord het, dat hy of sy oog wegdraai van die kriminele af, of ten minste sag is
op die kriminele, en een van die ouens wat hom nou aankla, is, of wat in sy verhoor gaan getuig, is generaal Johan Booysen, want hierdie choukie in Johannesburg het gehelp om die Cato Manor kwessie van 10 jaar gelede, 'n klomp, ons omtrent 36 polisiemanne, heeltemal onwettig uit hulle poste uit te skors en so meer. En daai saak kom nou eers na vore, en ek dink die groot nuus hierdie week is, hoekom vat dit so lank? Wat verhoed ouens om vinniger op te tree? En ek dink na haar verduideliking verstaan mens nou, dat die hele regstelsel is onder druk. En die regstelsel is onder andere onder druk oor 'n baie belangrike begrotingsitem. Die nasionale vervolgingsgesag staan onafhanklik. Dis nie deel van 'n staatsdepartement nie. Ja. Maar hulle begroting word bepaal deur die departement justisie. So as daar finansiële begrotings voorgelê moet word of geld goedgekeur moet word, dan moet die NPA na departement justisie toe gaan. En hulle sal dan vir hulle die geld gee. Nou dis was van tevore ook die reëling met die regters. Totdat regter Zondo, een van die laaste goed wat hy gedoen het, was om onafhanklikheid te kry in terme van sy begrotings. Hy lê 'n begroting voor, die parlement gee vir hom as die hoofregter 'n begroting en die regsdienste word daarvolgens gereël. Want as daar nou korrupsie of probleme by die departement justisie is, dan gaan dit deurvloei natuurlik na die NPA toe, Precies. of dit nou korrupt is of nie. En wat Batoyi vir die parlement gesê het, as julle iets wil regmaak, gee my eie begroting, dat ek dit self kan bestuur. Ek het die kapasiteit, ek het die mense, en dan kan ons regtig onafhanklik praat. Maar alles hierdie week kom terug na 'n besluit wat in 2007 geneem is. In 2007, tydens die Hansiese konferensie in Polokwane, het hulle die skorpioene doodgemaak. Want die skorpioene het vir Zuma begin vervolg. En toe skep hulle in die plek van die skorpioene die Hawks. Nou, wat is die verskil tussen die twee? Die skorpioene was 'n autonome vervolgingsgesag wat in spanne gewerk het. Daar was 'n aanklaer, daar was 'n ondersoeker, daar was 'n polisieman wat mense in hegtenis kon neem. So hulle het 'n hele span gehad en dan fokus hulle op 'n skelm, en dan wanneer hulle die skelm na die hof toe vat, dan het hulle 'n behoorlike klag. Almal is in plek. Ja. Die Hawks, ongelukkig, is 'n verskraling van die Scorpions. In die eerste plek is die Hawks nou eintlik 'n direktoraat van die polisie. So hulle is onderhewig aan die minister van polisie en die nasionale kommissaris. So hulle kan nie meer so geïntegreerd werk nie. En wat ook duidelik word, is hierdie politieke taakspan, wat eintlik die hele ding veroorsaak het, generaal Makonazi. Hy het die ou Scorpion model gevat en in sy taakspan gaan inkorporeer, daarom was hulle so suksesvol. Want hulle het al hierdie, kom ons met dissiplines in die polisie, iemand wat forensiese werk doen, iemand wat speurwerk en ondersoeke en alles. En dan het hulle saamgewerk met die NPA. Daarom kon hulle optree. En ek dink die parlement en die Madlanga kommissie gaan na alle waarskynlikheid aanbeveel dat ons moet teruggaan na die model van die skorpioene van 2007. So ons het nou al hierdie jare gemors en die stelsel meer oneffektief gemaak vanweë politieke inmenging. Ja, staatskaping en die verlos Zuma heers wat ons nou eintlik gehad het, maar net solank ons begin agterkom wat fout is dit al klaar stap in die regte rigting. Ja, en dan, as ons praat van 'n stap in die regte rigting, ons het verlede week kortliks daaroor gepraat, maar hierdie week het daar iets gebeur, en dit is, verlede week het ons 'n bietjie gepraat oor die regering van nasionale eenheid wat 'n Indaba gehou het, of 'n bosberaad, en daar het 'n paar interessante goed uitgekom, waaroor ek positief is, dat die regering van nasionale eenheid hulle weer verbind aan hulle memorandum vir samewerking, dat die geskilbeslegtingsmeganisme is in plek, en dat die politieke leiers nou eenmal 'n maand by mekaar gaan kom, en 'n informele leiersforum gaan hou, waar hulle belangrike sake bespreek. Dit was vir 16 maande nie moontlik nie. En in die loop van verlede week sê die DA, maar hy wil nou
ontslae raak van Dr. Dion George by Bosbou en omgewingsake. En hy het 'n nuwe naam vir daardie adjunkministerspos in handel en nywerheid. Ontslae raak van hom, prof. Maar dis 'n baie belangrike vraag. Wat die DA baie eintlik wil hulle net sê hulle daar's ruimte vir iemand niets. Maar ek dink hulle wou van hom ontslae raak persoonlik. Dat hy is die minister van omgewingsake, maar hy doen en hy sit voort alles wat Barbara Creecy, wat die ANC minister was, voor hom gedoen het. Dis asof hy nie kan regkry wat al die ander DA ministers kan regkry nie. As jy oor binnelandse sake praat, dan kan jy sê Leon Schreiber het A, B en C gedoen. As jy oor Steenhuisen praat, dan kan jy sê wel hy het back and claw geprioriseer, biosekuriteit en al daai goed en dis meer. By hom kon hulle baie min sulke dinge wys. So ek dink dat dit het tyd geword dat hy uit die pos uit Dalk net nie effektief genoeg eintlik as mense dit nou so opsom. Ek dink so, maar ek dink ook daar's politieke redes, binne partyredes. Nie tussen partye nie, want dis 'n ANC ding. Die ANC het sekere poste binne die RNE. Nou goed, hulle het toe vir Willie Oukamp, wat hulle nasionale segspersoon is, aanbeveel as die minister. En hulle het vir Alexandra, ek het nou maar van vergeet, 'n baie dinamiese meisie aanbeveel in Whitfield se plek, wat deur die president geskort is omdat hy Amerika toe is sonder goedkeuring. En binne 'n week het Ramaphosa, waar sy Woensdag, het hy die aankondiging gemaak, Willie Oukamp is die nuwe minister en Alex is die nuwe adjunkminister. Hulle word Maandag komende ingehuldig. Nou in die verlede sou hierdie goed baie lank gesloer het. Maar met hierdie vergadering, daai bosberaad gee skielik nou vir al die politieke partye direkte toegang tot die president. En dit is wat missing was van verlede jaar Julie toe die RNE begin het tot nou toe. So dit is daai rad te begin vinniger draai, kan ons dalk vinniger weer in die regte rigting begin beweeg. Ja, oor die algemeen. Ja, en as mense nou byvoeg, ons is van die gryslys af, Nigerië ook, en as ons net kortliks na die politieke konsekwensies van die mini-begroting, 3 of 4 goed kom daar uit, dat Godongwana het 'n beter beheer nou oor finansies. Dit lyk asof ons nasionale skuld gedraai het. Dit lyk nie of is 'n beter invordering, ek dink plus ja. Die ontvanger werk beter. Die markte het onmiddellik daarop gereageer. Dit is nou nie heeltemal my besigheid nie, maar toe die rand nou onder 17 kom, so dink ek, okay, hier is nou duidelik 2 skole. Sekere van ons landbou vriende en genote en sektore hou van 'n swak rand, want dit gee vir jou beter uitvoere. En sekere hou van 'n sterk rand, want dit maak die invoere goedkoper. So hier's 'n storie hier. Maar in dieselfde tyd wat die rand versterk, het die goudprys hoog gebly. Ja, so $4,100. En Brent olie is op $63 'n vat. So ek verwag dat ons baie binnekort voor die Desember vakansie weer 'n daling gaan kry in petrol en in dieselpryse, wat vir die gewone burgery goed is, maar die boere plant ook nou, hulle is in hulle lande, hulle is goeie reëns is op pad. So ek dink dit is 'n goeie teken ook. Ek hoop net daar is genoeg diesel, want ek het nou in die verlede al gekry dat hier in November, Desember is daar altyd tekort aan diesel, want die hoeveelheid diesel wat in die lande uitgeploeg word is ver meer as die diesel wat ons kan invoer. Ja. Ek wil gou vinnig terugkom na Willie Oukamp. Is dit 'n goeie aanstelling en dalk hy en John is redelik vertroud mekaar albei in die DA. Wat se wisselwerking kan nou daar gebeur? Is daar goeie goed wat moontlikheid suits kan kom? Ek is baie positief oor hom as minister. Hy's 'n baie vaardige politikus. Hy het homself bewys as die DA se segspersoon. Hy hanteer en handhaaf homself baie goed in die media, maar vir my is daar iets meer belangrik, en dit is al vir 10 jaar
probeer die wildboere en die georganiseerde wildboerbedryf probeer by Departement Landbou dit regkry dat wildsplase ook erken word binne in Departement Landbou. Waarvoor? Wel, droogtes. Die laaste syfers wat ek gesien het, en ek weet is al 'n bietjie verouderd, is dat daar so ongeveer 15.000 plase is waarop daar geboer word en daar wild is. En ongeveer so 8.000 plase wat eksklusief wildsplase is. Dis 'n groot hoeveelheid. En ons weet nou wanneer droogtes aanbreek, het die wildboere net soveel probleme as die beesboere. Maar die wildboere kan nie aansoek doen om droogtehulp van geen aard nie. As jy nou die wildsplase, die wildbedryf, Dit is meer as bewaring word nou gesien op die oomblik, ja. ja, maar dit is kommersieel. Skuif jy na Departement Landbou toe, en dan is daar 'n soort matriks wat oor 'n wildsplaas lê. Vir doeleindes van bewaring en al daai goed, is hy aanspreeklik en verantwoordelik aan Departement van Omgewingsake, Willie Oukamp dus, maar vir doeleindes van plaas en plaasbestuur, Departement Landbou. En hier het ons nou 2 DA-ministers, wat ek dink baie beter kan saamwerk. Hierdie is 'n unieke geleentheid, om uiteindelik daardie een belangrike ding, om ons goed gevestigde wildsplase, ook by Departement Landbou, goedgekeur en ingelys te kry. Ja, ek dink dit is belangrik vir ons, en wild raak so 'n groot gedeelte van voedselsekuriteit ook eintlik in die land, wat ons kan, en is 'n groot gedeelte van ons grond wat ons gebruik. So ek dink dit is so belangrik om dit beter te bestuur. En dan is daar nog 'n bewaringspunt ook, waar ek dink Willie Oukamp 'n goeie bydrae gaan lewer. Dion George het in die tyd wat hy daar was, geweier om permitte toe te laat. Maar wil hy gaan homself nou al bewys ook op 'n manier? Hy sal moet, Ja. en vinnig ook. So hy het geweier om permitte goed te keer. Ons het permitte nodig vir 'n paar probleemdiere. Daar's te veel olifante in Suid-Afrika, in Madikwe en die Wildtuin en 'n klomp ander plekke. Om van daardie olifante uit te dun, het jy 'n permit nodig. En Dion George wou nie permitte uitreik nie. Dieselfde met leeu's, dieselfde met luiperds en dieselfde met renosters. En ek dink dit is een van die fokuspunte wat ons gaan sien. Want die provinsies bestuur eintlik bewaring. Nasionaal is die beleidsoriënteringsinstansie. So, nasionale departement bepaal beleid, provinsies voer uit. Maar die provinsies kan niks uitvoer as nasionaal nie die quotas daarstel nie. En intussen weet ek van ten minste 3 provinsies, Noordwes, Limpopo en Oos-Kaap, wat ten spyte van nasionale beleid eintlik maar goedsmoeds toegelaat het dat wild bestuur word. En jy sit hier met 'n geveg en Willie gaan dit moet bestuur. Tussen die ouens wat radikaal groen is aan hierdie kant en die ouens wat brutaal regs is, wat alles wil skiet. Ja. Dis die 2 kante. En ergens in die middel is daar gesonde bewaringsbeginsels. En ons het gesien wat dit vir iets soos 'n swart-wit pens kan beteken, wat bedreig was, maar nou sê dit reg bestuur, daar's nou volop. Dit is, ek dink mense kan dit reg bestuur en dit is 'n besigheid bestuur en weer eens die diere ook beskerm in die proses. Ja, en albei hierdie lobbies, of dit nou die jagters is aan die kant en of dit nou die greenies is aan die kant, hulle is nou maar oor algemeen bekend as die greenies, is baie sterk lobbies. Dit druk baie sterk op die regering. Daar's groot geld in albei. En 'n mens sal baie bo moet kyk. So ek dink nie 'n mens moet vinnige, radikale optrede van Willie Oukamp verwag nie. Maar ek dink oor tyd gaan ons 'n ander bestuur sien as onder Dion George. Prof, hier is nou heeltemal van die ons op die jas eintlik, maar oor grondbesit en grondbestuur en alles. Ek weet nou ons is strik en ek wil eintlik prof se siening oor dit kry, oor buitelandse investering in grond en grondeienaarskap. Word dit in ander lande toegelaat soos dit hier toegelaat word, en ek dink daar's 'n groot dryf nou van Midde-Ooste lande om hier grond te besit. En wat moet 'n mens, hoe moet 'n mens dit bestuur? Want ek sien potensieel probleme oor 20 jaar as ons net ons landbougrond verkoop. Een van die interessante goed is wanneer jy as 'n oorseese land grond besit, is jy eintlik vrygestel van
onteiening sonder vergoeding. Maar dis een van die ooreenkomste wat lande op 'n vlak van een land met 'n ander het. Dis hoekom sekere boere in die oos in Mpumalanga hulle plase in Mauritius gaan registreer het. Die maatskappye, want Suid-Afrika en Mauritius het 'n formele ooreenkoms dat geen eiendom wat iemand van Mauritius in Suid-Afrika het, sal hier ooit onteien word nie. Nou, kom ons kyk 'n bietjie wie besit groot grond. Denemarke het groot plase in Limpopo. Groot dele. Die Russe in die Tosca omgewing is daar enorme plase en dit behoort onder andere aan van hierdie mynmagnate en oligarge en so aan. Die ander groot grondbesitters is natuurlik die Britte. En dan natuurlik is daar 'n enorme groei nie alleen van plase nie, maar gewone eiendomme soos in die Kaap. Om nou in die Kaap 'n huis te koop ergens in Groenpunt of op so 'n plek wat buite bereik is van die gemiddelde Suid-Afrikaner, as jy die eiendom koop in ponde, is dit goedkoop. Ja. En jy is heeltemal reg. Nee, ons is baie toeganklik en dit is nie alleen 'n kwessie vir ons nie. Hulle het probeer om dit op 'n stadium te beperk, maar ek dink Suid-Afrika sal dit nie doen nie, want ons soek na investering in Suid-Afrika. In Londen, die Londense middestad, volgens my inligting, behoort primêr aan Arabiese lande. Nou hier is een van die interessanthede en ek het eendag op so 'n grondkonferensie dis Buckingham Palace ingesluit nie, bro. op 'n konferensie hieroor. Het iemand opgestaan en gesê maar hier's nou kopers uit Saudi-Arabië wat die waterfront wil koop in Kaapstad. Staan daar 'n baie slim regsgeleerde op. Toe sê hy verkoop die plek. Dis die wonderlike ding van eiendomstransaksies. Hulle koop die grond in Suid-Afrika, hulle besit die grond, maar hulle kan nooit die grond wegvat nie. Hulle kan nie die grond op 'n skip laai en Saudi-Arabië toe ry nie. Dit bly ons grond. Hulle is die besitters, hulle investeer, raak gemaklik daarmee. Hierdie ding dat Suid-Afrikaners voel, ons moet alles besit, is in internasionale terme bestaan nie. As jy sien hoeveel grond oorseese mense in Amerika besit, wie Chinese besit bepaalde grond. Daar was nou 'n storie wat gebreek het, dat die Chinese uitgebreide karavaanpark gekoop het langs die grootste lughawe in Missouri, waar die B-2 bomwerpers gestasioneer is en waar hulle van opstyg. Nou hoekom sal die Chinese 'n karavaanpark koop langs die grootste lughawe? Dis tog nie oor vakansie hou of karavane nie. Dis natuurlik strategies. Ja. So nee, dit vind plaas en in Suid-Afrika is daar groot stukke grond. Die grootste grondbesitter bly maar natuurlik die staat. Ja. By verre. En ek dink wanneer dit kom by onteiening, en dit was ook die ooreenkoms van die regering, ons gaan heel eers kyk na die grond in ons besit, voor ons na enigiets anders gaan kyk. Maar daai storie hang natuurlik nou baie stil in die howe, want die minister, of die president self, het erken in 'n konstitusionele hofsaak, dat ten minste 4 klausules van die onteieningswet is ongrondwetlik. So die hele drang na onteiening sonder vergoeding of onteiening sonder nulwaarde hang op die oomblik in die lug. Ja, en dis nie regtig in die media op die oomblik nie. Nee. Mense hoor nou niks daarvan. Ja, dit hang in die lug. Dit gaan aandag kry. Dit het die week in die parlement, toe die adjunkpresident gesê het, dis nog steeds die ANC se beleid, en dit gaan baie beslis aandag kry in Desember. Oor die 16de Desember, daai naweek, 16, 17, 18, hou die ANC adviserende konferensie by Nasrek. En dan gaan dit weer na vore kom. So hier voor Kersfees gaan ons weer daaroor hoor. En dan gaan hulle weer nou seker dit moet uiter, want dit is vir hulle seker vir van hulle kiesers belangrik om seker tipe konsepte uit te bring. En dis die konferensie waar ons hulle hande gaan opsteek oor wie stel belang in politieke leierskap. Want Senzo Ntunu is sal ons dan meer duidelikheid hê wie Ramaphosa se opvolger is? Eers dan. Op die oomblik is daar spekulasie. Daar spekulasie dat Mcebisi Jonas dalk belangstel, en daar spekulasie dat
dat Gwen Ramagoppa belangstel. Ons weet Paul Mashatile stel belang. Ons weet Fikile Mbalula stel belang. Dit laat my natuurlik met groot bekommernis as iemand soos hy belangstel. Maar kom ons hou tot middel Desember, dan gaan ons presies weet hoe lyk dit. Ek wil gou 'n laaste ding ook vra rakende die verkeersdepartement of verkeerskorrupsie rondom dit. Ja, wat het uitgekom in die Madlanga kommissie? Ja, die Madlanga kommissie het, soos ek sê, die ondersoek na die generaals en die polisie, en toe begin die ondersoek te gaan na die metropolisie van Ekurhuleni, die Oosrand. En daar kom toe allerlei snaakse goed uit. Dat die polisie in Ekurhuleni is kop in een mis met georganiseerde misdaad. Dat hierdie selfe Kat Matlala, wat die geld so gesteel het by die Tembisa Hospitaal, het eintlik die hele verkeersdiens met metropolisie van Ekurhuleni het hy gekaap. En die hoof daarvan was in sy sak. En die ondersoeke het uiteindelik gekom by hoe mense geïntimideer word en die smeer. En ek dink wat dit gewys het vir ons, is dat staatskaping na Zondo het anders begin gebeur. Die so op 'n groot nie op 'n publieke basis, maar meer gefokus en kop in een mis met georganiseerde misdaad en kop in een mis met strukture soos plaaslike owerhede, wat dit vir jou natuurlik maklik maak. Een van die klagtes was van hierdie skelms se motors het blou ligte opgehad. So hoe weet jy, dis nie 'n skelm wat jou langs die pad wil aftrek nie. So ek en jy, gewone burgers, wat skielik deur 'n sirene en 'n blou ligte gekonfronteer word, staan nou skielik baie skepties. Wat moet ek doen as hulle my skielik aftrek langs die pad? Hoe weet ek dat hierdie is nou regtig polisie en dis nie 'n klomp skelms wat voorgee dat hulle polisie is nie? En hulle het die vraag direk gevra vir een van hierdie uitgetrede polisiebeamptes, baie senior oue. Ek weet nie of sy rang was nie, maar sy van was spies, en hy het gesê, wel, die beste advies wat hy gee of kan gee is as so iets weer gebeur, ry stadiger, moenie wegjaag nie. Ry stadiger. En wys vir die ouens dat jy of op pad is na 'n polisiestasie toe, jy sal daar gaan stop, dan kan hulle doen wat hulle wil, of jy, as jy nie 'n polisiestasie het nie, ry na 'n beligte plek toe, soos 'n garage, waar daar kameras is, en waar daar goed is wat uiteindelik kan bewys as daar iets skeefloop. So dis maar van die advies wat hy gegee het. Daar 'n bordjie in elke ou se kar sit, dan wys jy net vir hulle volg my of so iets. Ja. Maar dit is iemand wat enige een van ons kan deur so iets getref word, en ek dink dit bring weer die integriteit van ons bestuur, dit bring die integriteit van die gewapende magte, en as ek nou na die platteland kyk, en jy's 'n plaasboer wat gekonfronteer word deur iemand wat sê hy's 'n polisieman en hy kom na jou plaas toe, ek kan verstaan dat boere daaroor baie skepties is. Baie. En hierdie goeters dra by daartoe, en hoe vinniger ons dit regstel, hoe beter. Ek dink daar is duidelik ouens wat die polisie in 'n beter lig wil stel. Daar is seker ouens wat nou voor hierdie kommissies getuig, wat vir my baie legitiem klink, maar daar is seker ouens wat jy duidelik kan sien, hier het ons moet 'n klomp skelms te doen. Ek hoop hierdie ad hoc komitee wat baie polities is, kyk hulle, ek soek nou na 'n lekker woord vir grill. Hulle grill hierdie ouens in die parlement. Dis Malema wat 'n vraag vra, en Cameron en Glynis Breitenbach, en dit lyk vir Glynis Breitenbach, die DA se hoofwoordvoerder oor hierdie goeters. Sy spaar niemand nie. Sy kom sommer hier heuphoogte deur moet vra. En dan so niemand word gespaar nie. Die Madlanga kommissie kyk 'n bietjie meer, hulle is versigtiger in hulle vrae, maar ek dink hierdie twee goed dra geweldig daartoe by, en ek sien uit na hulle eerste verslae wat ons voor die einde van die jaar behoort te kry. Yes, ek hoop regtig al kan iets van dit kom, en ons kan regtig nou in 'n regte rigting beweeg. Al hierdie warrants wat nou hierdie goed wat nou 'n bietjie skoon gemaak kan word. Maar soos ek nou na Prof luister,
ek voel ons is ten minste besig om te gesels oor die goed, van die goed kom uit en weer eens die skip is besig om in die regte rigting te draai van die lost Zuma heerself en ons is besig om staatsskuld af te kry, die ekonomie is besig om te draai, ek dink hierdie politieke goed is besig om te draai. So ek is regtig optimisties, of versigtig optimisties vir waantoe ons op pad is. As ek nou moet opsom, so ek sê begin van die jaar, was ek bekommerd. Niks het reg gelyk nie. Ons kon nie 'n begroting goedkeur nie. 3 maal het ons probeer. Daaruit het sekere voordele gekom. Maar aan die einde van die jaar, en ek dink dit het te doen met tipies wat aan die einde van die jaar gebeur, mense probeer goed afhandel, maar die G20 gee aan ons baie groot blootstelling, ten spyte van wat Donald Trump doen. Die aanpassingsbegroting of die mini-begroting het 'n paar goeie syne deurgegee. Dit lyk asof die ekonomie en ek dink die regering is baie slim om hulle ekonomiese verwagtings af te pas of aan te pas na ek dink 1,2% toe. Maar dit is baie belangrik dat ons inflasiekoers vasgemaak is. Ek dink ons sluit die jaar beter af as wat ons om begin het. Verseker, ek stem saam met Prof daar, maar baie dankie vir Prof se tyd ook. Dit was regtig soos gewoonlik weer baie insiggewend geweest. Ja, en skakel asseblief volgende week en gesels ons verder oor die nuutste nuus in die politieke omgewing van Suid-Afrika. Maar baie dankie vir Prof se tyd. Plesier.